Two Jills en 'n Jack eerste keer. Ja, maar dis nie die eerste take vir vandag nie. Nee. Nee, ons het hom 'n paar keer probeer, ons sal nie sê hoeveel keer nie. Maar ons het daarom nie elke keer dieselfde gesprek gehad nie. Dit bly interessant, so, jy wonder dalk waar kom die naam vandaan, eendag het ons 'n groep besef, ons het nog 'n groepie skep net tussen ons drie, en sy nou dat ek in die minderheid is, het ek gesê 2 Jills en 'n Jack. So, Ons waardeer jou diensbaarheid. So ons het 'n WhatsApp groepie. Mhm. 2 Jills en 'n Jack. En Arlene het tot 'n avatar van ons drie gemaak. Ek het so gespeel met dit, ek kan hulle by alle rande agtergronde sit, so ek het gedink dit gaan heerlik wees Ek vir is my, so bang. innerlike pret. Ek love die profielfoto van hierdie groepie, maar ek is amper te bang oor wat jy hiermee gaan doen. Henk, waar is ons? Anandi, ons is in Henk se grot, my studeerkamer, wat ek baie tyd in spandeer, en daar is die bewys. Ja. So, ek het nie heeltemal beplan, ek dink ons gaan hier begin ons beplanning doen nie, ek dink ons gaan noodwendig hier opneem nie, ek dink ons gaan dalk buite rondloop of so, maar is my lekker om julle hier te en ook sommer julle in te nooi hier in ons huis, my studeerkamer, dit voel amper soos huiskerk wat ons gedoen het, maar Minder angstig, jeez. sê weer? Net minder angstig. Net minder angstig, maar ons wil graag sommer net op hierdie manier bietjie met jou gesels, dan kan jy die video kyk saam met ons, en saam met ons dink en oor ons geloofsfamilie ook dink, so. Ja, so hierdie is 'n vlog of 'n video podcast, as mense dit so kan noem. So ons gesels eintlik net met mekaar en ons wil vandag gesels oor Shayamanzi. Ek is die nuutste in die span. Die eerste keer wat ek Shayamanzi gehoor het, het ek nie geweet wat julle vir my sê of waarheen julle my vat nie. Henk, wat is Shayamanzi? Waar is dit en hoekom gaan ons soontoe? Goed, Anandi, Shayamanzi is al so deel van ons geloofsfamilie se verhaal. Trend hier in die vroeë 90's het lidmate van ons, hulle plaas, so bekend staan as Shayamanzi, vir ons beskikbaar gestel vir die leierskap. Dit was nog voor my tyd. Ja, daar was 'n tyd voor my tyd. Wat begin is om te sê, kom ons gaan word stil as leierskap, as predikante en ook op daai stadium die kerkraad, lede van die kerkraad en dagbestuur word stil om te hoor wat wil die Here ook met ons geloofsfamilie doen. En as ons aan terugkyk, dan kan ons eintlik betekenisvolle besluite terugvat na Shayamanzi toe waar die Here daar iets begin het of iets wakker gemaak het of iets bevestig het wat ons kan doen. So dis vir ons as bedieningsspan en leraarspan 'n besondere plek ook om daar te gaan wees en die voorreg te kan hê om dit net die Here se natuur te kan ervaar, maar ook sy stem amper op 'n besondere manier daar te hoor, want ons het eintlik al soveel verhale al daar beleef. En het jy nou ook beleef toe jy ook nou saam met ons soontoe begin gaan het? Dit was my 4de Shayamanzi hierdie jaar. Dit was my 25ste as ek reg tel. Jy weet nie. So dan moet ons naam verander na 2 Jills and the Old Jack. Ek het niks gesê nie. Maar dis 'n lekker plek om by te wees en ja, wat is jou belewenis van om soontoe te gaan, Arlene? Ek dink Shayamanzi vir my, ek onthou my ma het op 'n stadium soontoe gegaan as deel van die gemeenteraad en so aan, en die stories wat teruggekom het van, ek dink eerstens die interaksies met die leraars was vir haar nog altyd 'n groot storie, weet, jy leer mekaar ken op 'n ander vlak as wat 'n mens. Veral ek dink, weet, soos 30 jaar terug was dit nogal die dominees bo en die mense is hier onder. So dit was my altyd hierdie groot ding, en toe ek nou uiteindelik eerste keer saam gaan as jeugwerker op daai stadium nog in 2013 dink ek. Was my belewenis regtig dat dit is 'n geleentheid vir baie harde werk, maar ook om ook te ontvang. Mens beleef die Here daar op 'n ander manier as 'n mens weg is van jou normale rotine, van die huishoudings en al daai goeders af. So dit altyd nog geseënd. Partykeer bietjie skerry, maar ek dink as 'n mens terugkom is 'n mens altyd so geïnspireer en jy voel vol moed om te begin verder gaan. Jy het nou iets geneem in die erediens Sondag oor jou belewenis en wat ons toe nou hierdie jaar gedoen het. Vertel 'n bietjie meer. Ja, elke Shayamanzi was vir my regtig lekker.
is besonder opgewonde oor hierdie jaar sin, en ek dink, ek het Sondag ietsie daarvan gedeel ook, dat ons gemeenteraad gaan, en ons het ook die laaste paar jaar begin om soveel as moontlik van die bedieningsleiers saam te vat, en beurte te maak ook dat meer mense saam dink en saam beplan, en ons het vooraf, eintlik, jy weet, weke vooraf met die gemeenteraad begin met gesprekke en gebed en onderskeiding op pad sien toe, en ook met die bedieningsleiers. So die hoeveelheid mense wat hierdie jaar saam gebid het, saam vooraf gepraat het oor goed, mense wat my ge-WhatsApp het, terwyl ons met die beplanning besig was, oor ons moet hieroor dink, ek bid hiervoor, hierdie teksvers kom by my op, was net vir my regtig lekker. So, hierdie jaar het ons deur 'n hele geloofsonderskeidingsproses gegaan, wat vooraf begin het, maar dan nou op dit het ons gekom en gesê, ons is nog steeds besig om te ontdek en leef Christus. Dit gaan nie verander nie. Nee, dit verander nie, en dis eintlik so half die core business, nee, as jy dit nou dit kan noem. Dis ons droom, dis ons visie, en ek wil eintlik so half sê wat 'n gemeente sin moet wees, ontdek en leef Christus. En nie die gemeente nie, weet toe ek hier begin het, was ek weet soos as 'n gewone volgeling was dit soos daai is my roeping in die wêreld, weet so. Dis nie die NP Vereinigveld en Kerk nie, dis Arlene ontdek en leef Christus. So dit is 'n baie mooi manier om dit vinnig vas te vat en 'n greep te hê daarop. En ons het met die gemeenteraad en die bedieningsleiers apart deur 'n proses laat gaan om vir mekaar te sê wat is hulle verstaan van ontdek en leef Christus. En in beide groepe, dis nou voor Shai Manziel, nê, het dit uitgekom om verras te word deur God. Om God in die alledaagse raak te sien, om alle mense met menswaardigheid te behandel, was een van wat uitgekom. Om ons leef gaan oor, om ons gawes en talente te gee. So, toe ons op Shai Manziel kom en ons werk met die Kolossense 1 teks, wat toe die teks geword het, wat een van die is wat voorgestel is, en deur die strategiese komitee verder onderskei is, en toe werk ons daarmee. Ons het baie daaroor gepraat, en toe die gemeenteraad en die bedieningsleiers was daaroor gepraat, en toe het ons by die volgende uitgekom. Ons het gesê, ons is nog steeds besig om te ontdek en leef Christus, dubbelpunt, maar vir ten minste die volgende jaar, het ons gesê, Speer van Reineveld geloofsfamilie, deur die Gees oortuig, om bidend, en met ons Godstories, alle mense met liefde te bedien. Ek weet nie, hoe lank dink julle het ons spandeer om by dit uit te kom op Shai Manziel? So, ek wil amper sê die heeltyd amper, want 'n goeie, kom ons sê 'n goeie deel, ons het al Vrydag aand begin, Saterdag het ons eintlik tot Saterdagmiddag was ons heeltyd besig, en lank in die teks, en amper het Saterdag mense dalk gedink, maar as ons net te lank in die teks, nie, maar juist terwyl ons in die teks besig was, is die Here besig met ons, en dit en wat vir my nogal, jy het nou die woord Godstories gebruik, wat vir my Godstorie nogal was, is om net te sien hoe almal, sonder dat ons dit beplan het, net eintlik by mekaar uitgekom het, en net gesê het, dis wat ons moet sê. En toe ons dit eintlik sê, mense, ons kan nie anders nie, dis wat ons voel, die volgende tyd moet wees, en dit was vir my 'n Godstorie om te sien hoe die Here, ek dink aan persone, wat ek nou dink, wat ek gesien het, wat eintlik hoe hulle geskuif het, en hoe hulle, aanvanklik mense wat daar was, mense wat daar was, wat gedink het, so waarmee is ons nou besig, kan ons nie net by die regte goed uitkom nie, die planne uitkom nie, en eintlik om te sien hoe hierdie goed skuif, en by die punt uit te kom om te sê, dis wat ons nou moet doen, en nou kan ons van hieruit, kan ons op 'n beter plek begin planne maak. Ons gaan nog steeds planne maak, en vir die res van die tyd gaan ons dit nog doen, maar net uit die regte plek uit, dit te kan doen. En ons het planne gemaak. Maar dis asof ons met 'n gedeelde taal en 'n proses van geloofsonderskeiding eintlik regtig op 'n lekker plek was toe ons daai gedeelte van die dag gedoen het. Wat ek geloof het is ook dat mense, gewone mense, gemeenteraadslede, bedieningsleiers, genoeg veilig genoeg gevoel het om op die einde ook teen met mense het feedback te kan gee, om te sê, weet, luister, ons het nou vir 'n hele uur oor iets anders gepraat, maar ek voel nog steeds ons mis hierdie. Weet, so, en dat dit kon verbreed en kon verryk. En dit maak my opgewonde dat mense, ek dink regtig die pedestals afgebreek het van ons spesifiek as weet die leierskap van die gemeente, maar dis nou ons as geleierskap as gemeenteraad en bedieningsleiers saam, en ons almal het invloed hierin, ons almal het 'n inset hierin, en dit maak my opgewonde, want nou is dit ons, nie net ons visie vir Vereinigveld, maar dis nou regtig wat ons letterlik elke dag doen en leef, en dit maak my opgewonde. Ek sê excited daaroor. Ek bedoel, een van daai momente is waar iemand opgestaan en gesê, deur die Gees oortuig, was nie op daai stadium deel van die
van die spreektaal in die groepe nie, nê, wat opgestaan het en gesê het, ek kan nie anderster nie, deur die Gees oortuig, moet deel van dit wees, en dit kom toe uit die teks vir die persoon. 'n ander moment was waar iemand, nadat ons hierdie roeping met mekaar bevestig het, opgestaan het en gesê het, okay, so daar het nou werk hier uitgevloei, ons het gesê, ons gaan bietjie kyk na, onderriggeleenthede, so jy kan praat van toerusting of kursusse, daaroor sal ons nog met mekaar uitklaar. Die ander een was gebed uiteraard, né, die gebedsbediening. Dan was die ander een in Engels, ons omgenoem 5 sharing, maar dit kom eintlik neer om jou Godstories te deel. En die ander een wat uitgekom het was gemeenskap. Maar toe ons hierdie met mekaar nou bevestig, toe het iemand opgestaan, 1 of 2 mense opgestaan en gesê, okay, maar hierdie 5 sharing het ons baie oor gepraat, en dis nou nie een van die goeders wat ons sê ons nou op gaan fokus met goed om te doen nie, en op te staan met die waagmoed om te sê, maar ons mis iets. Dis presies dit. En die groep wat luister. Dis ons geloofsonderskeiding in 'n groep wat besig is om te gebeur, en is dit iets wat jy beleef as wat 'n goeie effek tans vir ons het, of? Ja, ek dink dat wat vir my uitstaan is hoe medegelowiges het sy, die mense wat ons by Shamanzi was, maar ook gewone lidmate, wat met ons praat en sê, hulle beleef die Here ook, wat met ons hulle stories deel, en dit is nogal een van die woorde wat uitgekom het, is Godstories. Wat ons help om woorde te gee aan, mense sê, maar ek het nie 'n getuienis nie, maar jy het 'n Godstorie. En is 'n getuienis nie dalk 'n Godstorie nie, so, het jy 'n Godstorie ook beleef, Anandi, op Shamanzi? Daar's waarskynlik 'n paar, maar as daar iemand jy nou aan kan link? Die Godstorie is die woordjie Godstorie vir my, want ek was besig om te fasiliteer op daai stadium, en die vraag wat ten minste, ek dink so 4 of 5 groepe mee besig was, ek het gevra, gaan praat met mekaar oor waar beleef julle God in Peer van Rynveld geloofsfamilie aan die werk met hierdie spesifieke, of nou oor gebed, of nou oor, daar was 'n paar goed wat ons oor gepraat het. En die groepe het 'n bietjie gesukkel om in dit te kom, en dis 'n ding oor woordeskat, en dis 'n ding van inoefen om te geloofsonderskei. En voordat jy planne maak om te vra, waar is God besig reeds hiermee, en dan sou dit kom, hoe sluit ons daarbey aan? En so die groepe het eintlik begin om lysies te maak van goed wat in ons bedieningsboekie is. En wat gedoen moet word. En wat gedoen moet word, nê? En dit wat jy in ons bedieningsboekie vasgevang het, van ons doen dit. En Henk, uit frustrasie het ek na die groepe toe begin gaan, met 'n term wat ek op 'n ander plek in die kerklike strukture geleer het. En uit frustrasie het ek vir die groepe gesê, ek soek 'n God-storie oor gebed in ons geloofsfamilie. Regte, egte God-stories. En dit was nie so intimiderend soos om te sê getuig nie. Dit was nie so onbereikbaar deur te sê waar God is besig nie. Die woord Godstorie het gemaak dat die groepe met mekaar gedeel het. En dit het op die ou einde die non-negotiable woord geword toe ons begin gepraat het oor wat is die roeping. En ek het dit nie sien kom nie. Niemand het die woord voor die tyd gaan uitdink nie. Dis vir my 'n Godstorie oor hoe God iets uit frustrasie uit, iets wat ek probeer verduidelik, word deur die groep se woord. Ja, dis baie cool. Arlene, jy het op 'n stadium 'n lied vir ons gespeel, en dis 'n ander Godstorie vir my. Wat het jy vir ons gespeel en hoe het jy daarby uitgekom? Maar kyk, ek is deesdae stout vir 'n stukkie tegnologie wat my geleentheid gee meer kreatief te kan wees. So ek is nou nie 'n liedjieskrywer of 'n wat mense dit 'n musikant nie, wat ek nog altyd spyt is, maar ek love worship. En iets wat dadelik op my hart gedruk het toe ons besig was om te werk deur alles, en spesifiek oor wat die teks bring en wat almal toe na die tafel te bring, was hoe kan 'n mens dit saamvat wat mense inspireer, mense aanmoedig, en ek het toe met AI eerstens bietjie rondgespeel, gesê, ek het die behoefte om hierdie volgende paar goeters in lirieke saam te vat, en ek het my gedagtes gedeel, en dit het op die ou ene lirieke geword, en ek het 'n fantastiese program, letterlik daai selfde week gekry. So vir my is dit as jy nou praat van 'n Godstorie. Ek voel die Here stuur vir my hierdie materiaal sodat ek hierdie geleentheid gehad het, en ek het vir die program gevra om vir my liedjie wat ek nou geskryf het, my lirieke wat ek al gehad het, op musiek te sit, en ek dink wat vir my fantasties is, in die eerste plek klink dit asof dit daai ek dink Frans het genoem, dit is Sela van Nederland. So dit klink so 'n bietjie Nederlands op die oomblik, ons sal hom nog mooi maak. Ja. Maar dit het vir my regtig die atmosfeer, die hart waarmee ons gegaan het, waarmee ons daar gesit het, vasgevat.
En dit was my so vir die heilige grond oomblik gewees, want ek dink my woorde aan julle was ook, hierdie is nie die laaste ding nie, en hierdie glad nie te wees nie, ek het net gevoel, hierdie is vir my iets wat ons nou net aan die spasie gaan hou. As ek in die rede kan val, op die program het ons moes beplan, dat Worship. Arlene 'n geleentheid daar vir ons fasiliteer met aanbidding en worship, en toe kom jy met hierdie. Yes. Dis perfect. En soos in my kop was dit soos weer, dis nie naby vir my goed genoeg nie, dis glad nie wat, ek is nie daai tipe mens en so nie, maar ek is dankbaar daarvoor, ek het nou al van daar af, het ons nou al 'n klompie kere geluister, ek dink as 'n groep saam, vir myself, ek dink, dit praat in my hart, weet, as ek dink oor waarmee is ons geloofsfamilie besig, weet, ek dink daaraan as ons besig is om voorbereiding te doen vir preke, vir my eie voorbereiding, as ek begrafnisse het op hierdie stadium, as ek met my kinders praat oor dit, weet, dit vat my saam, wat ek dink die Here regtig vir ons geloofsfamilie en vir my persoonlik vir die volgende tyd voorroep. En dit maak my opgewonde. Ja, net die laaste godstorie van nou wat ek kan sê is net, ons het baie tyd ook spandeer voordat die gemeenteraad ook by ons aangesluit, ons as leraars, ons 3. En van die ander wat ook daar was, het ons regtig baie in die teks spandeer. En het ons is ons self, en dis spesifiek Kolossense 1 wat ons van gepraat het, en dit het ons eintlik ook verras hoe die Here met ons ook praat. Ons elke keer die teks lees, ons het net die teks heeltyd gelees, en elke keer kry ons nuwe goed, en elke keer is dit asof ons amper wil sê die Here met 'n luidspreker met ons praat. Om dit te kan sê, en dan sal Anandi sê, maar ek het hierdie raak gesien, Arlene sê ek het dit raak gesien, en dan sal ek sê ek het dit gehoor, en so kon ons dit ook deel, en ek dink dit is wat ons net weer, ons liefde vir die woord net, eintlik herontdek. En op 'n stadium het ons soms 'n bietjie Grieks gelees ook, om net Regte 3 Greek geeks. ja, So ek sal sê julle is meer geekie, ek het net baie excited gewees oor wat julle beleef het en gevind het. Ja. As net ook al as sardientjies langs mekaar gesit met 'n Griekse boekie. Ja, so, maar ek bedoel, om daai die vreugde te deel van, dis hoe ons beleef dat die Here met ons praat, net soos wat jy partykeer ook net Bybel lees en jy voel die Here net vir jou dit gesê, so dis hoe ons voel op die oomblik, die Here het dit net vir ons gesê, vir nou is dit wat ons moet dek, gedrewe deur die Gees, om ons godstories te kan deel, en ek is opgewonde oor hoe die Here, ook as ons terugkyk oor 40 jaar, hoe die Here steeds gaan voortgaan, om dit vir ons te bly doen. En nou nie klaar is nie, ek dink vir my die grootste ding hiervan is, ek voel nie daai tekste slaan met my nie, ek lees hom op hierdie stadium ten minste 1 keer 'n week, en elke keer is dit vir my 'n nuwe emphasis op iets anders, en ek dink dit maak my opgewonde, wanneer ons met mekaar praat ook, om te sê, weet my, die woord is regtig lewendig, weet as ons steeds goeie resultate kom, en om dan 'n bietjie iets van dit ons saam ontdek in die woord, ook met ander te kan deel, om te sê, weet, hierdie is wat Griek, ek is nou nie die Griekse enetjie nie, so ek sal nie praktiese teologie enetjie wees, maar weet, om te sê, weet, hierdie is wat ons ontdek en dit kom ontdek het saam, tipe van ding, so. Ja, dis lekker om daai aha-oomblikke met julle te deel, en ergens in die teks, Henk, praat dit van ons, as ons aan julle dink, dan dank ons God vir julle. Ek wonder of jy nie ietsie wil sê oor wat daai met ons gedoen het, en waartoe dit ons gevat het nie. Ja, Kolossense 1 sê Paulus hy dank die Here vir wat gebeur het in daai geloofsfamilie, as hy dink aan die gemeente in Kolosse. En toe ons self ook, kom ons dink aan P.F. Reineveld, ons sit daar op sy mansie, ver van die huis af, en sê, maar kom ons begin dankie sê. En ons het gesê, kom ons gaan in gebed, en het begin name opnoem van mense wat betrokke is in ons bediening, en name wat by ons opkom, van mense wat 'n rol speel in ons geloofsfamilie, en ons was omtrent 'n halfuur, as dit nie langer was, besig om name te noem vir Here, eintlik net hulle name te gee, en hele name te gee, en sê, Here, dankie vir mense wat deel van ons geloofsfamilie is, dat dit nie net ons is wat moet lei en hoef te lei nie, ons lei saam, ons leer by mekaar, want ons is saam volgelinge, en dit het ek ook net weer besef, ons is saam volgelinge, ons het die voorreg om leiding te neem op sekere plekke, en ons doen dit na die beste van ons vermoë, maar ons stap saam. En dit was net wonderlik om vir die te kan bid en kan dankie sê, en ons het toe ook ons bedieningsleiers gemeenteraad uitgenooi, hy sê dankie ook vir mense wat saam hulle dien, en dit was in hulle spanne werk, so dis eintlik 'n so uitgebreide bedieningsspan, en ek dink nogal P.F. Reineveld is uniek wat dit aanbetref, om dit te besef, dit is nie net 1 of 2 mense wat die bediening hier doen nie, maar ons is spanne wat dit doen en saam kan doen. Ja, as mens daar begin bid, en ek bedoel, ons het ongelooflik baie mense wat woeker in ons gemeente en voorvat, en mense wat nie eers 'n amptelike titel het met iets nie, maar
Ons is regtig bevoorreg met hoeveel mense in ons gemeenskap 'n ongelooflike verskil maak. Jy praat van volgelinge, Henk. Ek dink nou aan ons 9 maniere en ons 9 maniere op die bord. Ons is nog steeds daarmee besig. Dis die manier hoe ons holisties gevorm word as volgelinge. Party kan nie groei nie en party kan nie besig wees om te getuig nie. Ons almal word daarmee gevorm en ons gaan nog steeds daarmee besig wees, maar op baie spesifieke goed vir die volgende jaar fokus waartoe ons geroep voel. En wat ek hou van die 9 maniere is nie net weet hierdie is goeders wat jy moet doen nie, maar dis ook 'n manier hoe jy 'n bietjie van 'n maatstaf kan hê om te sê is ek steeds besig om te groei. So met ander woorde my groei, met ander woorde my doelgerigte leerspasies is great. Weet ek maak baie tyd om in die woord te wees of ek doen baie kursusse, maar ek sukkel regtig mee om uit te reik na vriende en familie wat naby is en weet goeie sorg daarso uit te leef, goeie gemeenskap met hulle te hê. Vir my is dit 'n lekker manier om 'n tasbare ding te sê van daar's nog plekke waar ek voel die Here roep my en sê vir my Jesus waar jy nou volgende mee besig moet wees en ek dink dit was nog altyd ons droom gewees is hoe sê ons vir mense of mekaar ons is besig met die regte goed. Weet hoe lyk dit? Hoe weet ons is suksesvol as 'n geloofsfamilie of as weet individuele volgelinge en nie suksesvol in die wêreldse sin of nie, maar suksesvol soos in ons is besig met dit wat die Here vir ons geroep het om te doen. En ek dink dis wat die 9 maniere vir my opgewonde oor maak. Ja. As jy ontdek en leef goed doen, is jy besig met hierdie goeders. En dit dra vrug tot 'n manier wat mense dit sien. Ja, en ek dink wat ek hou van die woord ook van ons droom van ontdek en leef Christus, dit hou nooit op nie. Ek bly heeltyd ontdek. Ek bly heeltyd leef en so dit is 'n heeltyd 'n proses en dat ek kan terugkyk op my lewe en sê ek het die afgelope jaar iets ontdek of ek het die afgelope week iets ontdek. So dit bly heeltyd nie kan sê wel ek het nou ontdek en is nou klaar nie. Dit is ek het dit nou nie. Dis juis en dan nie net te ontdek nie vir myself te hou nie, maar dit juis ook te leef dat ander mense dit ook sal beleef. Want as jy dit ontdek, kan jy nie anderster as om Christus te leef nie en Christus in die volgelingskap nie. So hierdie hele holistiese benadering help my presies met dit, Arlene, want anders gaan ek sit in die goed wat vir my lekker is en nie myself skuif en uitdaag vir ander goed nie. Maar so alhoewel ons nog steeds sê dis hoe ons gevorm word, want dis ultimately ons roeping, nee, om ons disippels te lewe en dis hoe ons sê 'n disipel lyk. Ons as geloofsfamilie gaan vir die volgende jaar omdat ons deur die Gees oortuig is, bidend, ons gaan baie bid. Ons gaan baie bid. En bidend en met ons geloofstories, so ons eie geloofsfamilie se geloofstorie, maar ook ons eie geloofstories met liefde alle mense bedien. En so op 'n manier gaan ons mense nooi om saam met ons te kyk na die breër gemeenskap. En hoe lyk dit om alle mense te bedien? En hoe kan dit lyk deur ons godstories? Ag ek is net opgewonde om goed te ontdek julle. Ek sien net nog 'n klompie gesprekke wat ons mekaar gaan hê. Jy Jules en Jack. Like it. Ja, nee, so dankie dat jy ons eerste een saam met ons gekyk het. Hou die spasie dop vir 'n volgende een. Thanks, Henk. Dankie dat jy jou groot kan sit. Hy's goed. Dis reg so, dankie julle.